Familie, ons begin vandag met 'n nuwe reeks, die kosbaarste besitting in jou huis. Nou, ek wil begin met so 'n vinnige voorbeeldjie. Sê nou maar iemand se huis slaan aan die brand. En hulle het net so 10 minute, tussen 5 en 10 minute om vinnig 3 goed te gryp. Hulle kan net 3 goed gryp en saam uitvat. Wat dink jy sal meeste mense saamvat? Wat is die 3 algemene goed wat jy dink meeste mense sal eerste aan dink om te gryp? Foon, beursie, laptop, hond, golfstokke, kar, wat? Jewelry? Nee man. Ek weet julle vrouens sal dalk vir die man sê, hoorie, kry gou my handsak daar en dan sluit jy die deur. Hardloop jy. Maar ons is slim, nou. Ons spring by die venster uit, ons gaan onder toe, ons sluit die voordeur. Ek wonder wat se 3 goed sal jy vat? En wees eerlik nou, wat se 3 goed sal jy gryp? En ek wil hê jy moet dit net in jou gedagtes by jouself dink, soos ek deur die loop van hierdie boodskap gaan. Wat se 3 goed sal jy gryp? Wat is vir die kosbaarste besittings in jou huis? Vandag met deel 1 wil ek met jou praat oor hierdie tema, 'n liefde vir die Bybel. 'n liefde vir die Bybel. Dink jy nie as Christen behoort die Bybel die kosbaarste besitting in ons huis te wees nie? En ek wonder, vir hoeveel van ons in ons top 3 goed, sal dit iets wees wat jy ooit aan dink om terug te hardloop en te gaan kry, of jy ooit nog weet in wat se laai of kas is die Bybel in jou huis. Jesus het gesê, jy kan nie sê jy's lief vir my, maar nie vir my woorde nie. Jy kan nie sê jy's lief vir my, maar nie vir my woorde nie. En ek wil hê, jy moet dit saam met my lees in Johannes 14, vanaf vers 23. Hy sê, as iemand my liefhet, dan sal hy my woorde ter harte neem. En my Vader sal hom dan lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Met ander woorde, hierdie persoon sal ons teenwoordigheid ervaar. Maar wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie, en die woorde wat julle hoor, dis nie myne nie, dis my Vader se wat my gestuur het. So hier sê Jesus, as jy sê jy's lief vir my, dan moet jy lief wees vir die Bybel. Dan moet jy dit koester, jy moet met dit besig bly. Wie se woord is dit? Dis nie sommer net woordjies nie. Dis die Vader, is die Skepper, die almagtige God se woorde. Is jy lief daarvoor? Studies bewys wat mense al gevra het, reg oor die wêreld het Bybel, die Bybelgemeenskap studies gedoen om mense te vra, wat dink jy oor die Bybel? En die meeste Christene sê, ek dink die Bybel is belangrik, ek dink die Bybel is kosbaar, maar daarmee saam sê meeste Christene dan, maar ek lees dit nie genoeg nie, ek lees dit nie soos ek voel ek moet nie. Hoekom is dit? Hoe is dit moontlik dat jy sê, ek weet dit is belangrik, ek glo dis kosbaar, ek glo God wil hierdie gebruik in my lewe, en tog lees ons dit nie soos ons moet nie. En kom ons sê dit net soos dit is, tog het ons nie 'n liefde vir die Bybel nie. Op een of ander manier het die duiwel dit reg gekry om ons liefde vir die Bybel en ons verwondering vir die Bybel te kom steel. Soveel so, dat ek nie 'n magnetiese krag het om daagliks getrek te word na dit toe, dat ek dit wil lees nie. Hoe is dit moontlik? Wat doen hy? En vandag wil ek net oor dit praat, net vandag 4 goedjies. Ons gaan elke week bietjie aangaan vir so 3 weke, en in die tweede kwartaal, as ons klein groepe begin, dan gaan ek 'n resource vrystel, wat ons so 6 weke besig gaan hou in ons klein groepe, wat 'n amazing resource is, wat jou net help met die praktiese kant van Bybel lees. Maar in hierdie 3 weke wil ek jou uitdaag oor die aanvalle van die duiwel, en om te verstaan hoekom ons moet Bybel lees. Hoekom moet ek Bybel lees? Wat doen die duiwel? 4 dinge wat ek dink, 4 leuns, wat ek dink die duiwel in mense se koppe plaas. Die eerste een is, Bybel lees is net te eenvoudig.
Bybel lees, om woordjies te lees, is net te eenvoudig. God is gees, hy's groot, hy's bonatuurlik en ek kan nie sien, Jacques, ek kan nie sien hoe ek wat sit en hierdie woordjies, net natuurlike woordjies lees, hoe gaan dit my lewe bonatuurlik, my lewe kom verander? Hoe gaan dit my probleme aanspreek? Ek kan dit nie insien nie. En ek wil vir jou hierdie woorde sê, die profoundness, die verwondering van die krag van die Bybel lê juis in die eenvoud daarvan. Jy sien, daar's hierdie twee argumente, die duiwel stuur hierdie een, en dis mense wat sê, dis so eenvoudig. Ek kan nie, I don't get it, dis te eenvoudig. Aan die ander kant het jy mense wat sê, wow, dis so eenvoudig, ons hoef net te lees. Ek stem saam met hierdie argument, dink daaraan. Dis juis as gevolg van die eenvoud, dat dit so groot gawe is. Dat almal, enige iemand kan dit verstaan en kan daarmee werk. En dis die bron wat God ons gee om met hom 'n verhouding te hê, om sy wil te ken en om die werking van die Gees in ons lewens te kan ervaar. Dis so eenvoudig. Hoor wat sê Dawid in Psalm 119 vanaf vers 9, hy sê, hoe kan 'n jong mens, selfs 'n jong mens, sy lewe skoon hou? Dan sê hy, die antwoord is, deur om te hou aan u woord. En ek dink miskien op hierdie stadium het hy homself at least gesien as nog redelik jonk. So hy vra vir homself, want in hierdie stuk soos dit verder gaan, praat hy oor hoe hy lief is vir die woord en hoe hy met die woord besig is. So hy sê, hoe kan ek as 'n jong mens, hoe kan ek my lewe skoon hou? Ek moet besig bly met u woord. En dan sê hy, ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen u. Aan u kom die lof toe, Here. Hoe gee ek om lof? In die eerste plek is, leer my u voorskrifte. Hoe kan ek u aanbid as ek nie weet hoe u aanbid wil word nie? Hoe kan ek u ken as ek nie verstaan hoe u 'n verhouding tussen my en u sien nie? Beloftes, gebooie, voorskrifte, is alles u woord. Hier sê hy, selfs 'n jong mens, hoe kan hy God se wil in sy lewe ken en uitleef? Hy moet hom hou aan die woord. Hy moet besig bly met die woord. Familie, God kon dit ingewikkeld gemaak het. Hy kon gemaak het dat ons oor sekere geestelike hekkies moes spring, dat ons Mount Everest moes klim en een of ander geestelike ervaring en deur sekere levels geestelik gaan, voor ons sy stem gaan hoor en kan sê, ek het 'n verhouding met hom. Is dit wat jy sou verkies? Dat hy dit super ingewikkeld vir ons gemaak het? Ek dink nie enige iemand sal dit kies nie. Behalwe iemand wat self-righteous is en dink hulle is op daai level al klaar. Hierdie natuurlike bron gee die Here vir ons, dat ons net moet lees. En dat ons, as mens, wat natuurlik is, hier in 'n natuurlike wêreld, dat ons so die bonatuurlike God kan ken. Dat ons so die bonatuurlike werking van God in ons lewe kan ervaar. En ek weet nie van jou nie, maar vir my is dit profound. Die profoundness is juis in die eenvoud. En ons moet daarvoor vir hom sê, dankie Jesus. Ons waardeer dat u dit so eenvoudig maak, dat enige iemand kan kom, jong mense, ou mense, enige iemand kan kom en lees, en dan begin hy in hulle lewe werk en hulle lewe so te verander, en met dit moet ons dan vir mekaar sê, niemand gaan eendag 'n verskoning hê nie. Niemand nie. Nie jong mense nie ou mense nie. Niemand gaan eendag 'n verskoning hê as hulle by die Here kom, want dit was juist so eenvoudig. Eenvoud. Ek dink die duiwel sit dit in party mense se koppe. En dan dink hulle, nee, moet ek net groot ervarings hê, maar Bybel lees, dit gaan nou nie regtig my lewe verander nie, dan lees hulle nie. In die tweede plek, dink ek, 'n tweede leen is, hierdie ding van, die Bybel is geskryf deur en saamgestel deur gewone mense. Is geskryf deur en saamgestel deur gewone mense, so ek betwyfel dat dit God se heilige woord is.
dat dit regtig hierdie powerful heilige instrument is. Hoor wat sê 2 Timoteus 3 vanaf vers 16, Paulus skryf hier, die hele skrif. Hoeveel van die skrif? Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Sodat, hoor mooi, sodat die man wat in diens van God staan, iemand wat sê ek wil die Here dien, ek wil weet wat sy roeping en ek wil hom dien, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk wat hy moet doen. Nou, kom ons vra dit so, hoe kan iemand weet wat is sy roeping en regtig voorbereid wees, soos hy moet wees, volkome voorbereid en toegerus? Hy moet besig wees met hoeveel van die skrif? Die hele skrif. Anders sal jy nooit volkome toegereid, voorbereid of toegerus wees nie. Nooit nie. En die duiwel sit dit in Christene se koppe dat hulle kan. Jy sien, ek dink meeste Christene vandag sien die Bybel soos die moslems Jesus sien. Goed, dis goed, daar kom goeie lesse van daar af, maar my lewe hang nie van dit af nie. My lewe hang nie van dit af nie. Die duiwel het dit reg gekry om die hedendaagse Christen wat te veel YouTube kyk en te veel van die duiwelse mense se stories op YouTube luister, om die inspirasie en die kredietwaardigheid van die Bybel te betwyfel. En daarom lees hulle nie die Bybel nie. Ek wil vir jou 'n paar goeters lees oor die kredietwaardigheid. Ons kan die hele dag hier sit en hieroor praat. Die kredietwaardigheid van die Bybel is so powerful en groot. Daar's geen ander bron in hierdie wêreld wat so kredietwaardig is soos die Bybel nie. Daar's geen ander bron wat so oud is soos die Bybel wat dieselfde hoeveelheid kredietwaardigheid, histories, argeologies soos die Bybel het nie. Kom ek lees net vir jou 'n paar goed wat ek hier geskryf het, wat ek dink genoeg is. Die Bybel bestaan uit 66 boeke, geskryf deur 40 verskillende en baie diverse outeurs. Daarmee bedoel ek konings, profete, skaapwagters, vissermanne, dokters, you name it. Dis klomp diverse outeurs. Meeste van hierdie mense het mekaar glad nie geken nie. En hulle was van verskillende kulture, hulle het verskillende tale gepraat en hulle het in verskillende leeftye geleef. Verskillende generasies. Inteendeel, die Bybel is geskryf oor 'n tydperk van ongeveer 1500 jaar. So hierdie mense het nie om 'n tafel gesit en conspire en gesê, kom skryf ek dit en jy skryf dit en dan praat dit saam nie. Hulle het almal hulle pad met God gestap. Dit wat geskryf is, het hulle gevat, is oorgedra mondelings. Van dit was daar manuskripte, ek sal nou daarvan praat, maar dan het hulle dit wat God in hulle lewe gedoen het en dit wat hulle gevoel het, die Here sê vir hulle, die profete van ander leeftye, het hulle neergepen en dit het hierdie ongelooflike eenheid in die inhoud wat net bonatuurlik is. Daar's niks anders soos dit nie. En die konsep van die Heilige Gees se werk in hierdie hele proses, die skrif praat daarvan van Ou Testament tot Nuwe Testament, en die skrywers sowel as gelowiges reg deur die eeue glo dit. Die Heilige Gees het hierdie outeurs gelei om God se boodskap aan mense vir alle tye oor te dra. Al die heroes wat jy like van om hulle stories te hoor van die Bybel, hulle almal het dit geglo. En selfs in die hedendaagse tyd, mense wat 'n pad met die Here stap, glo dit. Ek dink 'n groot ding is die profesieë in die Bybel, veral die profesieë oor Jesus, daar's meer, maar hierdie 300 messiaanse profesieë van wat Jesus moes vervul, hy het dit alles vervul, en ek meen, dit is amazing, die voorspellingsvermoë daarvan 1000 jare voor Jesus ooit gebore is. Ek meen, waar kry jy daai voorspellingsvermoë? Dit is onmoontlik. Dit kan net toegeskryf word aan die Here self. Dan kan ons praat vir ure oor die morele en etiese leringe van die Bybel, die waardes wat die Bybel ons leer, oor menswees, oor reg en verkeerd, oor die huwelik. En as jy kyk op TV en op nuus en Amerika en oral, selfs in ons land, ons eie mense, kom ons sê dit net soos dit is, hoe geskroef alles is. En mense se denkwyses. En dis die heeltyd 'n teenstand teen die Bybel, maar die Bybel wen elke keer. Want al die mense, soos hulle aangaan met hulle
anti-Bybelse waardes en denkwyses, dit kom nooit uit by goeie vrug nie. Nooit nie. Wat vir jou net bewys, hierdie goed wat al duisende jare gesê is, God sê dit, dit is God wat dit gesê het, dit is God se ontwerp. Dan praat ek, soos ek gesê het, van die manuskripte. Daar is duisende manuskripte. Dit beteken mense wat kopieë gemaak het van die oorspronklike teks. Daar's duisende van dit wat bestaan en in museums is, van honderde en duisende jare terug, voor Jesus al. Dat mense dit preserve het, en die feit van die saak is, net dit in itself is bonatuurlik. Sê vir jou, daar's 'n bonatuurlike hand wat hierdie teks en hierdie manuskripte bewaar het deur die eeue, want, ek weet nie of jy dit weet nie, maar in elke generasie was daar mense, selfs partykeer Christene, wat probeer het om die Bybel te verbrand en die manuskripte te verwyder of at least weg te sluit, sodat hulle met hulle politiese agenda kan kom en mense kan indoktrineer en hulle wil nie hê mense moet weet wat staan in die Bybel nie. Ek dink aan een ou is William Tyndale, is een ou wat jy bietjie gaan lees sy storie, ek het nie tyd om daaroor te praat nie, maar gaan lees sy storie, hoe hy onder ek dink dit is daai tyd Engeland en was 'n Christelike regering, maar hy het gehoor, hierdie ou wil die Bybel in Engels kopie, hy wil kopieë maak en stuur oor die wêreld, dat mense self Bybel kan lees, want hy sien, dit wat hierdie ouens en hulle dominees preek, is nie die waarheid nie, hulle indoktrineer mense, en toe hulle uitvind hy wil dit doen, toe vat hulle hom in die publiek en hulle steek hom aan die brand, om vir mense 'n voorbeeld te maak, vir hom te sê, moenie eens daaraan dink om dit te doen nie, maar hy het dit reg gekry en dit het gegaan oor die wêreld, en as gevolg van dit, ek dink dit was in die 15de eeu, kan ek en jy vandag 'n Afrikaanse Bybel hê. Dit is amazing, dit is bonatuurlike bewaring van die skrif. Hoekom sal God dit doen as hy nie wil hê jy moet dit lees nie? Daar's 'n fliek wat jy kan gaan kyk hier oor Case for Christ, waar is 'n ware verhaal van 'n joernalis wat die Bybel en Christendom wou bewys as airy-fairy, toe kom hy tot bekering, Case for Christ. En die intellektuele feite oor die Bybel in daai fliek is net amazing. Case for Christ, gaan kyk dit. Hê 'n tissue byderhand. Ek dink die grootste waarheid, grootste punt van die kredietwaardigheid van die Bybel is Jesus self. Jesus self het gesê, die woord, die Bybel, die manuskripte, die teks, is die heilige woord van God. Hy het dit self gesê. Hy het dit self as gesaghebend erken, geleer, gelees en gelewe. En gesê, ons moet dieselfde doen. So dit maak nie sin as jy sê, ek glo in Jesus as die heilige seun van God, maar ek glo nie in die Bybel as die heilige woord van God nie. Daai twee goed gaan nie saam nie. Maar kom ons wees eerlik, in ons tyd gaan dit saam. Daar's 'n tipe Christendom in ons tyd wat die duiwel reg gekry het om op te rig dat mense dink ek kan 'n Christen wees en sê ek's lief vir Jesus en die Here dien, maar ek het niks van die Bybel in my lewe nie. Kan nie wees nie. En familie, ek wil vir jou dit sê, met al hierdie kredietwaardigheid wat daar is, niemand gaan eendag 'n verskoning hê nie. Ek kom weer by die punt uit en elke punt lei tot dit. Niemand gaan eendag 'n verskoning hê nie as iemand nie die Bybel as heilig beskou het en behandel het nie. Niemand gaan 'n verskoning hê nie. Jy gaan eendag voor die Here staan en hy gaan vra, wat het jy gedoen met my woord? Die derde leuen wat ek dink die duiwel in mense se koppe inkry, gaan oor begrip. Hy laat mense dink, jy verstaan nie genoeg van die Bybel nie, net die pastoor verstaan, so gaan sit jy net in die kerk en luister wat hy vir jou sê, maar jy kan nie hierdie boek verstaan nie. Jy het nie teologie gaan swat nie, moenie worry nie, en dan kom mense en hulle stoei met dit en hulle lees 'n paar goed wat hulle wel glad nie verstaan nie, en dan los hulle dit, dan gee hulle op. So jy mag dalk hier sit en jy het geval vir hierdie trek, en jy sê, Jacques, maar ek glo in die Bybel, en ek probeer om dit te lees, maar jong, daar's goed daar binne, van dit wil my in die slaap laat val, van dit verstaan ek glad nie, van dit is net weird, en ek wens ek het verstaan, maar ek doen nie, en dan gee ek op. En hier wil ek commitment aanspreek. Commitment. Die Here het met Josua gepraat, toe hy sy roeping vir hom moes uitleef, toe Moses dood is, en Josua word sy leier van sy volk, kom God na Josua toe, hy ontmoet hom en hy sê vir hom hierdie woorde, hierdie wetboek
Dit moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. As jy enigiets vir die mense gaan sê in jou leadership, dit moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Maar dan praat hy met hom ook oor homself. Jy moet dit oordink dag en nag. Hoe sal jy dit oordink as jy dit nie eers ken nie? As jy nie met dit besig is, kan jy dit nie oordink nie. Jy moet dit oordink dag en nag en sorg. Wat beteken as iemand vir jou sê, jy beter sorg dat jy dit doen? Wat sê jy as jy vir jou kinders dit sê? Jy beter sorg dat jou kamer skoon is. Daar's 'n voorwaarde. En sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan, almal sê dan, ons kan eintlik sê slegs dan, sal jy slaag in wat jy moet doen en jy sal voorspoedig wees. So daar's 'n voorwaarde vir voorspoed en vir groei en vir om jou roeping te ken en om dit suksesvol te kan uitleef. Jy moet die wetboek moet jou fokus wees, jou rigsnoer, hierdie bepaal reg en verkeerd. Hierdie bepaal wat ons moet doen en nie moet doen nie in die lewe. Hierdie bepaal of God met my kan praat en ek gaan hoor en verstaan of ek gaan net met my eie dinge besig wees. Hierdie wetboek, ek moet hom lees, ek moet hom ken, dan moet ek doen wat dit sê. Hoekom sê ek hierdie punt gaan oor commitment vir my? Want Joshua en die mense in die Bybelse tyd het glad nie die resources gehad wat ek en jy vandag het nie. Glad nie, soos in hoegenaamd nie, niks. Vandag is daar hoeveel verskillende vertalings van die Bybel om dit makliker te maak? Daar's hoeveel kommentare oor al die boeke van die Bybel? Daar's Bybels met kommentaar onderaan geskryf. Daar's DVD's en alles oor elke verskillende boek in die Bybel. So as jy sê, maar Jacques, ek verstaan dit nie, kan ek net vir jou vandag eerlik sê, en moenie kwaad wees my nie, ek sê dit in liefde vir jou, dis omdat jy nie genoeg moeite doen om dit te verstaan nie. En dis die hartseer ding van mense wat ly in hulle verhouding met die Here en hulle band met die Bybel is, dit is as 'n gevolg van 'n gebrek aan commitment. Want jy kan dit verstaan. Jy sien, enige verhouding vra commitment. Stem jy met my saam? Enige verhouding vra commitment, dat jy jouself sal gee en jou tyd sal gee en dat daar kwaliteit tyd sal wees en dat jy bedagsaam sal wees en sal luister. Enige verhouding vra dit. Hoeveel te meer nie ons verhouding met 'n bonatuurlike God wat jy nie eens kan sien nie. En dat as hy vir jou 'n natuurlike bron gee, voor jy by die bonatuurlike gaan uitkom, dat jy sal sit met daai bron. So familie, ek is jammer om te sê, maar baie mense se verhouding met die Here lê net onder 'n gebrek aan commitment. Jy kan dit verstaan. Jy kan dit verstaan. Laat ek dit vandag vir jou duidelik maak. Jy kan dit verstaan. Sê ek kan. Moenie laat die duiwel vir jou enigiets anders laat glo nie. Moenie laat hy vir jou laat glo, daai is net vir pastore en dominees. Ek moet net Sondag bietjie in die kerk sit en nou en dan 'n videoetjie luister. Nee, jy kan die Bybel verstaan soos jy dit lees en weer eens in terme van verantwoordelikheid, jy gaan eendag voor die God van die Bybel staan en hy gaan vir jou sê jy kon. Hoeveel Christene gaan voor die Here staan en hy gaan vir hulle sê jy kon verstaan, maar ander goed was vir jou belangriker. Netflix was vir jou belangriker. DStv was vir jou belangriker. Jy kon koerant lees, jy kon WhatsApps lees, jy kon e-mails lees wat vir die volgende deal wat jy wou doen, maar jy kon nie Bybel lees nie. Ek sit so 'n rukkie terug by Randhart die oggend voor skool in die saal. Ons is deel van die welbediening en dis om hulle te bedien voor skool. En daar kom sit 'n laaitjie by my, so graad 3, 4. En hy sê vir my, oom Jacques, ek lees nie eintlik baie die Bybel nie, maar ek ken 'n paar stories. Soos Dawid toe die groot beer hom aangeval het en hy skiet hom met die ketting. Nou dink ek, hy's klein, gee hom grace, hy sal nog leer. Moenie hom nou korrigeer oor daai storie. Maar toe sê hy vir my die volgende. Oom Jacques, ek hoor, hy sê so, ek hoor, Donald Trump wil 'n ander land oorvat. En toe hy dit vir my sê, toe dink ek, hoe is dit moontlik dat hy die nuus akkuraat ken, maar nie een van die eenvoudigste stories in die Bybel nie? Hoe is dit moontlik? En kom ek sê dit sommer so vir ons kinders ken YouTube channels,
Hulle ken, en dan wil ek sê honderde, TV games, liedjies, filmsterre, en baie weird mense wat hulle nie eens moet van weet nie, weet hulle van en die goed wat hulle leer en praat op die fone. Hoe is dit moontlik dat hulle al daai inligting het en selfs wat op die nuus en in Amerika aangaan, maar hulle ken nie die Bybel nie? Kan ek vir julle ouers een ding sê, dis die ouers se skuld. Want YouTube en die nuus en elke ander dingetjie is vir daai ouers belangriker as die Bybel. Dis hoekom. Wat het Jesus gesê? Daar is meer nodig as brood vir ons om van te lewe. Ons moet lewe van elke woord uit die mond van God. Met ander woorde, jy moet sit met die woord. Wie gaan jou kind dit leer? Jy moet dit doen. Dis jou verantwoordelikheid. Maar hoekom sal jy dit doen met intensiteit en erns as jy dit nie eers vir jouself dink dis so belangrik nie? En hier wil ek hierdie punt afsluit deur vir jou te sê, om die Bybel te verstaan is jou verantwoordelikheid. Dis jou verantwoordelikheid om in plaas van om geld en ander nonsens in te sit dit eerder in resources in dat jy kan begin om te lees en die dele, die boek, die storie, die gedeelte, wat ook al dit is wat jy nie verstaan nie, man, jy kan selfs op ChatGPT gaan en daar sal vir jou antwoord gee. Dit sal jou 1 minuut vat dat jy beter konteks en 'n beter begrip kan hê van die Bybel. Dis jou verantwoordelikheid om dit te doen. En jy sit dalk en jy sê, "Jesus, maar Jacques, soos jy dit sê, dink ek dit gaan jare vat voor ek deur die Bybel gaan kom." Jy sê ek moet die hele Bybel lees. Ja, jy moet. En kan ek jou sê, nee, dit gaan nie jare vat nie. Dit gaan jou hele lewe vat. Dit gaan jou hele lewe vat en dit moet. Elke kind van die Here moet eendag op sy sterfbed lê. Hoor mooi wat ek vandag vir jou sê. Elke kind van die Here moet eendag op sy sterfbed lê met 'n intieme band met sy Bybel. Dat die kinders kan sê, daai persoon, daai ma van my, daai pa van my, het gesit met daai woord elke dag. Billy Graham op sy sterfbed, hy was blind, hy kon nie meer lees nie. Hy kon nie eens meer praat nie, maar woorde wat hy kon uitkry terwyl hy lewe en besig is om dood te gaan, sê hy van hulle, lees asseblief vir my net uit die skrif uit. Is dit nie hoe elke kind van die Here voor die Here eendag moet staan nie? En ons sê, ek hou nie van lees nie, maar ons lees soveel goed. Ons sê, ek het nie tyd nie, maar ons het tyd vir soveel nonsens. Familie, jy gaan eendag verantwoordelik gehou word. Jy is verantwoordelik om jou Bybel te verstaan en om dit vir jou kinders te leer. Hoor wat sê Jesus in Johannes 14 vers 21. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En hoor nou wat sê hy, en wie my liefhet soos dit, ons moet amper daarin sit en hakkie soos dit, wat my woorde ter harte neem en dit het en dit uitvoer, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê en my aan hom, sy sal my openbaar. Dit beteken jy sal weet wat hy vir jou wil sê, jy sal weet wat hy in jou lewe wil doen en wat hy van jou verwag om te doen, soos jy met die skrif besig bly. Wat vra hierdie van my, Jacques? Moet ek elke dag ure sit en Bybel lees? Nee. Ek het vriende wat so 10 jaar terug het hulle onder my en Gel se bediening tot bekering gekom. Hulle het nooit Bybel gelees nie. Hulle het erken. Hulle het in fact eintlik 'n haat teenoor die Bybel gehad. Hulle het in 'n konservatiewe kerk groot geword waar die 10 gebooie elke week so gelees was en gevoel altyd die Bybel is net daar om my pak slaag te gee. En baie nie 'n positiewe beeld van God se woord gehad nie. So hulle het dit nooit gelees nie. En toe hulle tot bekering kom, toe hoor hulle my ma, sy elke oggend lees sy 4 uur Bybel. Hulle het nie besef nie, sy kan nie laat slaap nie. So dis maar hoekom nou sy wakker, niemand anders is wakker nie, so wat kan sy doen? Sy lees Bybel. So toe begin hierdie mense so vroeg opstaan elke oggend en hulle begin Bybel lees. En al wat hulle gedoen het is 1 hoofstuk in die Ou Testament, 1 hoofstuk in die Nuwe Testament. En ek het 'n rukkie terug met hulle gepraat, hulle is al deur hoeveel Bybels? Verskillende vertalings, Afrikaans en Engels. Met ander woorde, hulle het die Bybel al 'n paar keer deurgelees. En jy sal ook dink, wow, dis amazing. Dis nie so amazing nie. Hulle het net 10 jaar het dit gevat. En hulle het dit 'n paar keer, hulle lees elke jaar deur die Bybel. Jy kan ook. Weet jy hoekom dink jy? Jesus, ek weet nie. Dis die duiwel wat daai nonsens met jou sit en praat hier op jou skouer. En jy glo dit.
As jy net begin, elke dag, Ou Testament, Nuwe Testament, dis so min, en jy sit net en jy eet dit op, en die deeltjies wat jy nie verstaan nie, gebruik jy al die resources wat jy het, man, jy kan op jou foon gou sit, en jy sal ietsie kry, en jy hou net aan, en volgende week gaan ek praat oor hierdie gedeelte, oor hoe om te lees en hoe om aan te hou, laat die Here met jou praat. Dis baie eenvoudig, dis nie kompleks nie, dit vat net 'n bietjie commitment, en om te volhard daarin, en dan sal jy sien, hoe dit jou lewe verander, en dit sal. Laaste punt waarmee ek wil afsluit is, hierdie leen van, ek hoef nie Bybel te lees nie, want ek kyk oordenkings en preke, ek dink dis 'n groot een in ons tyd, ek hoef nie Bybel te lees nie, want ek kyk oordenkings en preke. Laat ek begin met dit, oordenkings en preke is great. Ek is 'n pastoor wat preek, wil ek hê jy moet my preek luister, wil ek hê jy moet hom vat en hom weer luister op pad werk toe, natuurlik. Ek dink dis 'n great aanvuller, ek dink dit help jou om die Bybel beter te verstaan, definitief. Ek dink dit help jou om meer insig te kry, ek dink dit vul jou meer aan, ek dink dit inspireer jou, daag jou uit, wanneer mens preke en oordenkings luister, hou jou sensitief, bewus van God se teenwoordigheid, ek dink is great, maar dis 'n great aanvuller, supplement, met ander woorde, as ons dink aan kos, protein shakes is great aanvullers vir proteïene, laat jou spiere vol kan bly en kan bly groei, en laat dit jou liggaam dit nie wegvreet as jy 'n tekort aan proteïene het nie. Pille, vitamines, al die goed wat julle tannies drink is great, om meer van in te kry, magnesium is great. Dis goeie aanvullers, maar jy kan nie ophou om kos te eet nie. Dit sal baie ongesond wees. 'n Gesonde dieet sal wees, as jy moet eers kos eet, probeer eintlik jou diet regkry eerste, en dan kan jy saam met dit aanvullers hê, net so. Oordenkings en preke kan nooit jou daaglikse Bybellees vervang nie. Nooit nie. En ek dink vir soveel Christene het dit begin doen, omdat daar daai resource is vandag, het hulle gedink, dis great, so nou kan die pastoor net die hele tyd vir my preek, en die hele tyd vir my Bybel lees. Kan ek jou sê, dit werk nie soos dit nie. En die rede is, as iemand anders die hele tyd aan die woord gaan kou, en met dit sit, en in die Here se teenwoordigheid met die woord sit, en dan bring hulle net dit wat gekou is en gekry is daar uit vir jou, dan gaan jy nooit so vol van die woord wees, dat jy dit met ander mense kan share nie. Dat die woord uit jou uitloop, hierdie mense wat ek van gepraat het, as jy met hulle praat, die woord loop net uit hulle uit. En elke situasie wat jy van praat van jou lewe, is daar 'n skrif voor, en daar's wysheid voor, en dis wat God wil hê van 'n volwasse kind van hom. Ons moet met ander mense woord kan share, nie sê wat gaan op die nuus aan, of wat ek dink nie, ons moet woord kan deel met mense oor hulle lewe, goddelike wysheid vir hulle kan gee. Jy sal dit nooit kan doen as jy nie vol is van die woord, omdat jy dit sit en kou nie. Hoe kan ek sê, dit moet so wees, en dat nie, jy moet dit doen, Jacques, jy moet vir mense goed kan sê, ons sal mense na jou toe stuur. Hoor wat sê die skrywer van Hebreërs vir die kerk hier. Hy praat met hulle en hy sê, hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind, so hy sê jy moet soos 'n kind gevoer word. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Hoe sal jy geoefen wees daarin, voor jy dit met iemand anders kan onderrig? Jy lees dit, jy kou daaraan, jy's besig met die Here daarmee, dan gaan leef jy dit uit, en jy kry ervaring daarin, dan kan jy na ruk testify, en uit dit uit, jou getuienis share, en met mense praat. Sê gou vir my sal jy like as ek en jy gaan eet, en jou steak kom, en ek sny jou steak, en ek kou hom, en dan wil ek hom terugsit in jou mond, sal jy daarvan hou? Dis presies wat baie van julle doen op Sondag. Ek kou dit vir jou, ek sit dit in jou mond, en jy gaan nie, en jy gaan eet self nie. En hierdie skrywer sê vir hierdie mense, jy's nog soos 'n baba. Ek moet nog vir jou kou en jou voer, jy moet dit al self kan doen. So familie, dis
Dis great dat jy video's kyk en allerhande goed kyk. Dis great aanvullers. Hou aan daarmee. Ek het niks teen dit nie. Inteendeel, ons moet dit doen. Ons het amazing resources vandag. Ek word geïnspireer deur ander predikers en videoetjies wat ek kyk en getuienisse en resources wat praat oor die Bybel en sekere dele van die Bybel. Ons almal moet aanhou soos kinders nederig bly en bly groei. Maar moenie dat dit ooit jou daaglikse Bybellees vervang nie. Moenie dat dit oorvat jou band wat jy met die Bybel het nie. Want kan ek jou sê en ek wil afsluit. Daar sekere geheime oor wie jy is en oor jou lewe en oor hierdie seisoen van jou lewe wat jy nooit sal kry as jy net die hele tyd sit en na preke en oordeenkings luister nie. Nooit nie. Daar sekere gevegte in jou lewe wat jy nooit gaan wen as jy nie gaan sit en jy maak jou Bybel oop en jy lees en jy lees en jy lees met die verwagting dat die Here gaan wysheid met jou share. Hier gaan hy, dis die swaard van die Heilige Gees wat hy in jou gaan gebruik. Hy gaan met jou praat hierdeur nie. Jy sal nooit sekere gevegte wen nie. Daar's sekere wysheid oor konflik in jou lewe, in jou familie, in werksituasies. Daar's sekere besluite wat jy gaan moet neem, wat jy nooit die wysheid sal hê van, moet ek links of moet ek regs, want dit gaan nie gaan oor reg of verkeerd nie. Dit gaan oor wysheid, die gees van onderskeid. Jy sal dit nooit sensitief hê, as jy nie elke dag Bybel lees nie. En ek weet, want dit was my ervaring in my lewe. Die duiwel kom sit hier, en hy vertel jou 'n klomp nonsens, laat jy glo ek kan nie dit doen nie. Ek dink jy ek gaan dit kan doen nie, Jacques. Selfs as jy nou dit vir my sê, voel ek skuldig en ek voel al klaar skuldig vir volgende week en kan ek vir jou sê moenie skuldig voel nie. Laat daai gaan. Daai is net die duiwel wat met jou kop wil smokkel. Laat dit gaan. Begin net in Genesis, begin in Matteus, lees 1 hoofstuk Ou Testament, 1 hoofstuk Nuwe Testament. En dit is so, party daar is besig en goed val voor en jy's moeg en is moeilik en so en jy mis 'n dag of jy lees gou vinnig hierdie Ou Testament en die geyser bars of iets en jy het nou nie vandag die ander deel gelees nie. Bly committed. Die Here gaan nie sê, jy het nou commit aan hierdie, nou het jy opgehou. Dis nie hoe dit werk nie. Die Here se genade is daar, maar wees committed. Kom terug môreoggend, vang op, hou net aan en jy sal sien, as jy aanhou met dit, hoe die Here jou lewe verander. Maar my gebed is, soos ons met hierdie reeks besig is, familie, my gebed is, dat ons regtig weer 'n liefde vir die Bybel sal hê, 'n liefde, 'n reverence, 'n awe, 'n verwondering, hierdie is 'n bron wat ek besit, wat net amazing is. Weet jy, daar's lande waar die Bybel banned is. Dis onwettig om 'n Bybel te hê en daai mense het net so uitgeskeurde stukkie en hulle lees dit oor en oor en oor en oor. Ons het die voorreg om die Bybel te hê met soveel van die Here se hart op in eenvoudige letters. Ons het nie 'n verskoning nie. Maar ek dink ons moet dit reg sien, ons harte reg kry daarteenoor en dan commit en begin. Volgende week gaan ek praat oor die aangaan wanneer ek begin het, maar net begin en dan gaan jy sien hoe die Here met jou begin werk, soos nog nooit van tevore nie. Jy sal sien hoe hy met jou gesin en jou kinders werk, soos nog nooit van tevore nie, want ons lewe van meer as brood, familie. Ons lewe van elke woord wat uit die mond van God kom. En mag ons so vol wees, soos ons met die skrif besig is, dat ons in ons gesin wysheid kan gee, dat ons by ons vriende en oral waar ons gaan, wysheid kan gee uit die woord uit, wat ander mense se lewens bless, soveel so dat hulle 'n liefde vir die woord kry. Kom ons bid saam. Vader, ons moet eintlik vanoggend op ons knieë voor U val en sê ons is jammer. Dat ons met U woord maak asof dit 'n cartoonboek is. Net nog 'n storie op Netflix. Wat lekker is om nou en dan te kyk, maar dit gaan nou nie my lewe verander nie. Dat ons dit minag
dat ons nie die reverence en 'n liefde daarvoor het nie. Ons is jammer, Here. En dankie dat ek weet, maak nie saak al sit iemand hier wat jare laas Bybel gelees het, dat U met soveel liefde en genade langs hulle sit en hulle vasdruk en sê dis oukei. Die duiwel het jou gevang tot nou toe, maar nou gaan ons hierdie pad saam stap en ek gaan jou help. Peace, power, purpose. Dankie vir die power van die Heilige Gees. Dankie vir die vrede wat U genade vir my gee. Dat ek die vrymoedigheid kan hê om weer my Bybel oop te maak en te lees en te weet, U sal vir my die brood breek, U sal vir my oopbreek, U sal my laat sien. Want net U kan dit tog doen, Here. As dit so heilig en geestelik is, kan dit tog net wees, U Heilige Gees, wat my oë kan oopmaak, wat die skille van my oë kan laat afval. Vandag sê ons soos Dawid, ek wil, Here, ek wil. En ek commit om te kom, om by U voete te sit, en U woord lief te hê, en dit ter harte te neem, en dit te gehoorsaam, en dit te bestudeer, met die oortuiging, dis die swaard van die Heilige Gees. Hierdie is die heilige lewende woord van my Vader. Ek wil dit ken. Ek wil hê dit met my lewe verander en ek glo dit sal. So ons kom en ons vra U hulp en ons weet U staan reeds reg. Ons het U so lief daarvoor. Dankie vir U hart. En dankie dat ek weet, soos ons in hierdie reeks besig is, gaan ons en deur ons oorlopends tot oorlopends toe vol, as U ons volmaak met die woord, gaan dit versprei en ander mense se liefde vir U woord wakker maak. Ons het U so lief. Ons bid dit in Jesus naam en ons sê saam. Amen.